Magaliesberg, 'n verborge juweel in Suid-Afrika. Magaliesberg, 'n klein dorpie in die Gautengse provinsie van Suid-Afrika, is 'n skilderagtige en rustige bestemming wat beide plaaslike inwoners en toeriste lok. Genesteld in die Magaliesberg bergreeks, bied hierdie rustige dorp 'n perfekte ontsnapping uit die gewoel van die stadslewe, met sy ryk geskiedenis, natuurskoon en lewendige plaaslike kultuur, bekleed Magaliesberg 'n unieke plek in die harte van diegene wat ontspanning en avontuur in 'n Suid-Afrikaanse platteland soek. Magaliesberg lê ongeveer 70 km noordwes van Johannesburg en is deel van die groter Magaliesberg bergreeks, een van die oudste bergreekse ter wêreld, wat meer as 2,5 miljard jaar oud is. Die berge self is 'n natuurwonder, met hul ruwe terrein, ryk biodiversiteit en talle staproetes. Die gebied is nie net belangrik vir sy natuurlike skoonheid nie, maar ook vir sy historiese belangrikheid. Dit word al eeue lank deur inheemse mense bewoon en spore van hulle teenwoordigheid kan steeds gevind word in die vorm van antieke rotskuns en argeologiese terreine. Die dorp se naam, Magaliesberg, is afgelei van die plaaslike Tswana woord Magalies, wat lank of blywend beteken, wat 'n gepaste verwysing is na die blywende teenwoordigheid van die berge in die streek. Die dorp se geskiedenis as koloniale nedersetting dateer terug na die laat 19de eeu en dit het 'n rol gespeel in die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 met verskeie skermutselings wat in die omliggende heuwels plaasgevind het. Een van die hoofattraksies van Magaliesberg is sy ongerepte natuurskoon. Die dorp word omring deur pragtige landskappe, insluitende loweryke valleie, kristalhelder riviere en uitgestrekte grasvelde. Die Magaliesberge self is 'n uitstekende bestemming vir natuurliefhebbers met talle stap, fiets en perdryroetes wat besoekers die kans bied om die wildernis te verken en panoramiese uitsigte oor die omliggende gebied te geniet. Magaliesberg is ook die tuiste van verskeie natuurreservate en wildreservate. Die Magaliesberg biosfeer, wat deel is van die UNESCO se Mens en die Biosfeer program, bewaar die streek se unieke flora en fauna, insluitende 'n verskeidenheid voëlspesies, soogdiere en reptiele. Vir diegene wat belangstel in voëlkyk, is Magaliesberg 'n toevlugsoord vir meer as 200 voëlspesies, wat dit 'n gewilde bestemming maak vir beide amateur en ervare voëlkykers. Benewens die stap- en wildlewe besigtiging, kan besoekers aktiwiteite soos ziplining, abseil en visvang geniet. Daar is hy, so hier is ons nou in Magaliesberg, by 'n baie lekker gastehuis, gasteplaas. Die kamer wat ons, of die plekkie wat ons gekry het, is lieflik. Ek moet vir julle sê, sal môreoggend in die lig, sal ek vir julle 'n bietjie meer wys. Maar, kom ons gaan kyk hoe lyk dit binne. Kyk nou net hierso. En die eienaar van hierdie plek is 'n kunstenaar. Sy kom uit die mediese wêreld en haar kinders is ook almal in die mediese wêreld. So dit is hoekom jy hierso so baie kunswerke sal sien. Nou kyk hoe lieflik is dit, man. Ingerig stofie, kyk net daar. Stofie, wasmasjien. Net reg vir enige ou om 'n lekker naweekie te bly. Eetkamertafeltjie. En kyk hierso. Lieflike sitkamer op sy eie, waar jy jou eie ding kan doen. Ja, kyk net daai kunswerke. En môreoggend sal ons nou sien hoe lekker en hoe mooi dit hier na buitekant lyk. Kyk, jy kan nog 'n ekstra persoon ook slaap. En dit is dan nou die Pink Chair gastehuis. So jy het hierdie hele huisie, hierdie hele plekkie vir jouself. 3 mense kan nie slaap. Nou ja, en dan hier gaan ons kyk hierdie muur. En dan hier is die slaapkamer. Lekker man. Groot genoeg, wat wil jy nou meer hê? Want jy gaan buite wees die hele tyd. En kom ek wys vir julle die badkamer dan. Badkamer, uit 'n stort. Lekker groot stort. En daai belangrike plek.
Hy plek wat almal van ons moet gebruik een of ander tyd. Nou ja, Magaliesburg, en hier's blykbaar iets aan die gang hier oor die naweek, so dit klink vir my ons het die regte naweek gekies om hiernatoe te kom. Ons gaan vroegmôreoggend die pad vat. Dan gaan ons lekker verken, en dan gaan ons al hierdie plekkietjies gaan ons aandoen. So, sien julle môreoggend. Hierdie dorp bied ook verskeie kulturele geleenthede en feeste dwars deur die jaar aan, wat plaaslike tradisies, musiek en kos vier. Hierdie geleenthede bied besoekers die geleentheid om die lewendige kultuur van die gebied te ervaar, terwyl hulle ook plaaslike besighede en ambagslui ondersteun. In die besonder is die jaarlikse Magaliesburg Karnaval en die Magaliesburg Oesfees groot besieningswaardighede wat besoekers van oor die hele land lok. Magaliesburg se aantrekkingskrag lê in sy vermoë om beide ontspanning en avontuur te bied. Vir diegene wat rustigheid soek, bied die dorp 'n vreedsame omgewing met asemrowende landskappe en boukoorlike plaaslike besienswaardighede. Intussen kan buitelug entoesiaste aan verskeidenheid aktiwiteite deelneem, van stap in die berge tot watersport by die Hartbeespoortdam. Magaliesburg is 'n versteekte juweel in Suid-Afrika wat natuurlike skoonheid, historiese betekenis en lewendige plaaslike kultuur kombineer. Soos toerisme in die streek aanhou groei, bly dit 'n bestemming wat volhoubaarheid en omgewingsbewuste reise waardeer, wat verseker dat toekomstige geslagte die wonders daarvan kan bly geniet. Vir enigiemand wat 'n onvergeetlike en verrykende ontsnapping uit die moderne wêreld soek, staan Magaliesburg as 'n herinnering aan die blywende skoonheid en gees van Suid-Afrika se platteland. Goeiemôre. Ja, en so is dit 'n lieflike dag hier in die Magaliesburg. Kyk net daar buite, jy kan nou nie veel sien nie, ons gaan nou ry. Dan gaan jy baie meer sien. Maar ek wil net weer eens vir die Pink Chair gastehuis en personeel sê baie dankie. Dit was bitter lekker om hier by julle te bly. En ons gaan nog net nou kyk of ons gou kan gesels met die eienaar van die gastehuis. Daar sy, nou ja, ons het lekker onderhoud gevoer met die eienaar van die gastehuis. Haar naam is Veronica. Sy was hier in die koshuis gewees vir haar hele skoolloopbaan en weggetrek en hulle is nou so 2 jaar terug, omtrent, is hulle nou terug in hierdie area. Maar yes, wat 'n interessante dame, regtig baie interessant. Sy het nou mense vanaand in die gastehuis, so ons kan nou nie vanaand weer hier slaap nie, of ons kon nie. Maar toe bied sy aan dat ons by hulle slaap. Hulle het 'n massiewe groot huis. So kom ons kyk hoe loop die dinge. Maar nou, ons is nou hier by haar hek, waar ons nou hier uitgaan. En dan gaan ons nou die pad vat. Nou gaan ons kyk wat en waar en hoe. En ons het 'n lys gemaak gisteraand van plekke wat ons wil sien. So,
Hier gaan ons. Nou, een van die jaarlikse feeste wat Magaliesburg aanbied, is dan Rock the Cradle. En ons was nog verbaas om te weet, dat ons by Rock the Cradle hierdie week, of hierdie naweek inval. Nou kom ons gaan kyk wat gebeur hierso, by Magaliesburg en Rock the Cradle. Julle sal sien hier op linkerkant vorentoe, net voor ons oor die brug gaan, daar is Thornbull. Nou Thornbull is ook 'n lieflike plekkie, om by te kan gaan bly, lieflike rivier wat daar deurloop, en 'n groot swemgat, hier rots met 'n swemgat, so dis baie lekker, baie mooi. Hier gaan ons oor die brug, by die Magalies, en, ek wil tog eintlik stop, en net so bietjie terugstoot, en dan vir julle wys. Ek hoop die beeld is nie te sleg nie, maar ek wil tog vir julle wys, hoe hoog is dit hier af, en hoe mooi lyk dit hier af. Nou daar agter lê Thornbull, wat ons dan ook later sal besoek hier oor die naweek, en kom ons kyk wat gebeur daar. Nou goed, ons gaan voort, natuurlik hiervoor, draai ons regs, en soos julle kan sien, is dit na die Rustenburg kant toe, Rustenburg, Kreersdorp. Nou as jy links draai, dan gaan jy Magaliesburg toe, dan gaan jy dorp toe. Ons gaan regs draai, ons gaan so 'n lekker rit vat daar by die manor deur, dit is daar waar Black Horse en al die lekker plekkies lê. So ons gaan 'n bietjie daai kant toe ry, en kyk wat ons kan sien. Nou, ons is genooi om weer terug te kom na Magaliesburg toe en weer 'n keer video's verder te kom maak. Want daar is so baie wat ons nie gesien het nie. En met die naweek wat ons dan nou hierdie Magalies Rock the Cradle fees het, gaan ons nie by vreeslik veel ander goed uitkom nie. En ons wil graag vir julle al die besienswaardighede so ver moontlik dan nou, as ons dit nie vir jou kan fisies gaan afneem nie, daarom ten minste 'n foto of so aan vir jou dan nou kan gee, dat jy kan sien wat daar is. Maar sover dit wat ons raak gesien het, lieflike plek. Nou, jy sal sien hiervoor gaan ons nou weer regs draai, dit is daar by Magaliesburg Manor, en lekker paadjie om te ry, rarig gesê, jy voel sommer op vakansie, het voel sommer so lekker om hierdie paadjie te ry. Hier lê dan natuurlik ook baie plekkies om te besoek hier op hierdie Manorpad, wat ons ook dan nou op vorentoe op nog video's vir julle sal wys, en hooplik besoek. Kyk nou net hierdie ape
hier in die pad. Tussen Ape en Bobbejane, jy kan nie glo die wild hier nie. Maar dis een van die goed waarvoor Magaliesburg dan ook baie bekend is nou maar sy wild. En kyk wat staan hier langs die pad, kan jy dit glo? Nou goed, hier op regterkant is dan nou Black Horse. Nou Black Horse is 'n plekkie wat ons definitief gaan kom besoek. Hulle brou hulle eie bier, gin, daar's wine tasting, lekker restaurant om te eet. Dis 'n lieflike plekkie. Ons is baie groot aanbeveel om daar 'n draai te kom maak. Dit doen ons bietjie later. Nou die Bekkerskool is blykbaar hoër en 'n laerskool en Bekkerskool lê ook op hierdie Manor pad. En ons hoop om dit te kan sien en so 'n bietjie vir julle te wys hoe dit lyk daar. De Hoek Country Hotel nogal. Magalies Manor. Nou hier is 'n plekkie wat die dame waar ons nou geslaap het, sy sê sy kom baie hiernatoe. Melon Rouge, Eatery Art Antiques. So ons gaan hier so ook definitief inkom. En kyk wat gaan aan hier. Ja, Laerskool Bekker, kyk, daar is die ingang van die pad af. Ek het nou gedink hierso so teen die berg se hange sit 'n skool. En as ek reg is dit waar Veronica dan nou ook in die koshuis was. Kyk daar hoe netjies en mooi is die plek. En baie veilig. Ja, heeltemal iets anders, né? Kyk daar. Ek dink dit sal lieflik wees om hier skool te gaan. O, hier is hulle sportvelde hier op die regterkant, sien ek. Net. Nou verstaan ek hoekom hulle sulke goed in die pad gegooi het. Is die by skool. Kyk hoe mooi is dit, né? Daar aan die ander kant op die pad waar ons gery het. Dit was nou gisteraand toe ons aan Hekpoort se kant af ingekom het. Kyk hier. Nou ja, hierdie is Hoërskool Bekker. So laerskool en hoërskool Bekker sit by mekaar. En daai sportgronde wat ons nou hier op die regterkant gewys het, lyk vir my is dan nou die hoërskool se sportgronde. Maar kyk hoe verskriklik, ek wil amper sê kolossaal lyk dit, né? Ja, mooi plek. Ek dink anders oor Magaliesberg. Dit is nogal baie mooi. Kyk hy sportveld. Sjoe. 'n mooi berg aan die agterkant. Die Hoërskool Bekker se skoolkantore dan. Kyk hoe netjies is dit, genade. Wie sal nou nie in 'n plek soos hierdie wil skool gaan nie?
En jy kan, wat vir my interessant is, wat ek sien, die borge van die skool, of al die skole, almal borg het, soos Ubaro, wat ons in die dorp gaan by 'n draai maak. Jy kan nie glo nie, kyk, daar's Botha en Duiselies, so, almal ondersteun die plekkie. Karen, kyk hierdie huisies. Bekker plaaswinkel. So dit is nou hoërskool Bekker. Nou as jy kyk daar in die agtergrond, as jy so bo oor die muur kyk, dan sien jy daar lê die skole, né? Karen nie skuins nie. Daar lê die skole in die agtergrond. Teen die berg. Jesus, dit lyk mooi. Nou goed, ons is nou klaar hier by die manor vir nou. Ons wil gou gaan kyk, daar's 'n plekkie met die naam van What the Fiek in die dorp self. So ons is gou op pad soontoe. Kom ons gaan loer daarin en ons gaan gesels met die eienaar van die plekkie. Okay, so dit is What the Fiek. En dis nogal vir ons aanbeveel om hiernatoe te kom. Okay, so ek het nou met een van die eienaars gesels. Hy en sy ma is die eienaars van die plek. En ons gaan nou met hom gesels. Maar dit klink vir my, dit is nogal 'n regtig gesogte plek hierdie. Kom ons kyk hoe lyk dit binne.
Baie lekker, baie mooi. Wat hulle doen is hulle ruil die kunswerke ook. Nou daar doen is die kombuis en die staaf en een van die eienaars. Your name again? Chad, sorry. So Chad, please tell us more about the place. So we're a small family restaurant consisting of me, my mother, my two sisters and my girlfriend. And we just here to make a new thing in Magaliesberg. We've got some beautiful art. Art changes every 2 months or so. We get different artists from all over. We have a lady named Sam Savage who helps us in the gallery. And we recently got Rian over here, Serenos. He does pizzas and burgers. Okay. And so we small little family conglomerate and we're doing our own thing, different from all the pubs around Magaliesberg. Very nice. It's a very nice vibe that you get here. Thank you. Hope you guys enjoy. So, daar is hy. Ons stap so hier weer. Kyk wat hier alles voor is. Ek hou van die houtwerke, hierdie bar wat hulle hier het. Mooi is die honde. En dit is nou waar die pizza oond is. Kijk, so kom ons stap 'n bietjie af. Kyk, wat is hier nog onder? Magalies Rock the Cradle. En dit is nou wat aan die gang is hier, né? Kyk daar. Badkamers, die kant toe. Regtig 'n lekker plekkie. So hier is nog 'n nuwe winkeltjie wat hy oopgemaak het. Kom ons kyk net so terug aan na die restaurant gedeelte toe. Lekker om daar te sit, né? Ja. But Boutique. Hier is 'n nuwe toevoeging tot die perseel. En ek hou van hoe hulle dit gedoen het. Regtig baie lekker, baie nice mense. Kom ons kyk. Ek so 'n bietjie vir julle. Uitzoom. High hopes for Dagga Cartel. Can you believe it? Dagga saved my life. En die man wat daar staan is die man wat hierdie deel van die besigheid hardloop. So ja, Magaliesberg. Hier is altyd iets aan die gang. Altyd iets aan die gang.
Okay, so daai is 'n Just Chicken. Daar's Pharmacy en Kliniek, daai kant ook. En Steers, Spar. Hier is 'n Bulldit. Kyk hier die oulike ou bruggie. Voetbruggie. Ultra Liquors. Kyk, lyk vir my dis een ding waarvan hulle baie het en dis plekke om drank te koop. Hoe noem hulle dit? Mansapteek. So hier's baie mansapteke. Dis regtig 'n interessante dorpie om te besoek en 'n interessante omgewing. As 'n mens kyk hoeveel goed net buitekant die dorp eintlik aangaan. Ja, hier is die trading post. Ons weet nie of hier iets aan die gang is hier nie. Ons gaan nou kyk. So bestuur met die een hand. Mooi gebouetjies. Maar dit lyk vir my toe. Ek weet nie is iets aan die gang hier. Kyk aan mooi geboue daar. Ou geboue. Nou ja, wat kan ek sê? Wat 'n onvergeetlike naweek het ons nie gehad in die Magaliesburg nie. En weet jy wat? Daar's soveel footage, daar's soveel mense met wie ons gesels het. Daar's soveel dinge wat ons gedoen het, soveel mense wat ons genooi het om terug te kom, wat vir ons nog so baie het om te wys. En net die feit dat ons met hierdie Magalies Rocks the Cradle daar aangekom het
en onwetend, het vir ons soveel footage ingebring, dat ons besluit het, maar ons gaan hierdie episode sny in 'n paar dele. So met ander woorde, wat gaan gebeur is, ons gaan nou episode 1 afsluit met dit wat julle nou gesien het, en dan gaan ons episode 2 gaan handel oor die res van die pad. Jy weet, ons het nog nie eers vir julle gaan wys hoe lyk dit by die Black Horse, daar waar ek en Karen, sy die gin en ek die bier geproe het, die restaurant waar ons geëet het, dis pragtig, dis vreeslik mooi daar. So ons moet dit nog vir julle wys. En dan moet ons julle wys, daar's nog 'n karavaanpark, maar ons gaan dit in vorentoe episodes gaan ons in elk geval dit weer doen. So dit moet ons vir julle wys. En dan het ons nog die mark, daar was 'n hele mark, die Galloway mark, wat ons bygewoon het. As eregaste baie dankie vir Ash, dankie daarvoor, ons waardeer dit. Dit was so lekker om te gesels met mense daar, dit was so lekker om almal te leer ken, en interessante mense, genade, Magalies het interessante mense, ek het dit nooit besef nie. So, daar is die hele mark, en al die goed wat ons gesien het by die mark, die beeld, die footage, soos die Engelsman sal sê, wat ons daar geskiet het, wat ons nog met julle wil deel. So dit is weer nog 'n episode op sy eie. En dan is daar Hopelands was iets wat ons ook nie geweet het wat gebeur nie, of wat aan die gang is nie, maar Thatchwood is 'n pub and grill, en ek en Karen het die eerste aand het ons iets gaan soek om te eet, na ons lêplek gekry het. En nou ja, ons het nie geweet waarheen om te gaan nie, want al die plekke is mos nou al toe, dis mos nou 'n klein plekkie. En so, ons het toe nou maar ingesit op Tannie Google, om vir ons te wys die eerste en die beste plek wat daar is, wat daarom nie te skraffie lyk nie. En ons het soontoe gery, en dit was Thatchwood. En ek moet vir jou sê, Chris, sy vrou, Chris se vernoot wat die bemarking doen, Rudy doen eintlik baie goed, baie groot goed, wat ons ook nog vir julle gaan vertel, en dit met julle deel. So, ons het toe nou die donderdag, die vrydag aand, het ons toe nou daar gaan eet, sommer net elkeen 'n pizza, en so 'n paar whiskies gedrink, lekker mense ontmoet, lekker gekuier. Chris, thanks vir julle, vir jou en vir Rudy daar, dit was baie lekker geweest. En die bar ladies, die dames daar wat ons gehelp het, en toe nooi hulle ons, maar ons het nie geweet, dit waarvoor hulle ons nooi, is heeltemal apart van die Magalies Rock the Cradle. Nou daar's 'n plek met die naam van Hopelands, en dit is nogal twee merkwaardige mense wat die plek begin het vir babas wat weggegooi is van geboorte tot en met, op hierdie stadium kan hulle tot en met 3-jarige ouderdom hanteer. En ek het 'n onderhoud gevoer met Steven en sy vrou oor wat hulle doen en hoe dit werk en hoe deur die proses waardeur hulle gegaan het. Dit was baie interessant. En die hele dag by Thatchwood, die hele funksie het gegaan vir fondsinsameling vir Hopelands. Nou dit is Hopelands Magalies. Jy sal sien as jy hom gaan Google, daar's nog ander Hopelands ook, maar jy kan maar Hopelands Magalies gaan Google. En so ons het lekker daar met die mense gesels en al die kunstenaars wat opgetree het, gesing het, daar was 'n funksie aan die gang. En dit was lekker. Ek moet vir julle sê, dit was lekker. Ek het lekker onderhoude gevoer met so baie kunstenaars, so baie interessante mense en een spesifieke persoon wat 'n app geskryf het vir die kunstenaars. En ons gaan dit ook vrystel, bekendstel aan julle. En daardie app gaan ook op ons webblad en op ons Facebook en op die video op ons YouTube kanaal in die volgende episode sal dit ook met julle gedeel word. En dan kan jy 'n bietjie gaan kyk wat gebeur daar, wat doen hulle. Dit gaan vir ons in die musiekbedryf en vir die kunstenaars, want julle het gratis toegang kunstenaars, verskriklik baie beteken. Dit gaan regtig baie. So, dis hoekom ek sê, daar's so baie footage en ons het nog nie eintlik in Magalies gaan doen wat ons wou doen nie. ons het in hierdie fees ingestap
en boetie was dit 'n fees. Dit was lekker. So, ek skat ons gaan seker nog so 2 episodes doen net oor Magalies Rock the Cradle gaan dan nou gedoen word, maar deel van dit sal dan nou ook wees die res oor Magalies, die Black Horse hele establishment daar met al hulle julle baie om na te uit te sien. En dan is ons genooi om terug te kom Magalies toe, om werklik dan nou die res te gaan sien. En dit gaan seker so, ek skat 3-4 dae se skietwerk wees wat ons gaan moet doen, met baie goed wat ons vir julle kan bring. So ons is opgewonde, ons sien uit daarna, ons hoop julle verskoon ons vir hierdie eerste video, of dit sal seker die eerste 2-3 episodes wees, wat ek en Karen maar nog 'n rou en nuut in hierdie hele ding was en nie geweet het hoe dit werk nie, en wat ons moet doen, en yes, man, ek moet vir jou sê, ek het op 'n stadium gesukkel met my klank, dit was nie vir my lekker nie, maar nietemin ons werk daarom, en ek het 'n bitter goeie kollega, Alwyn, baie dankie sommer klaar vir jou, vir die verwerking en aan mekaar sit van hierdie, want dit, ek sê vir jou, is groot werk, maar wees gerus, daar's nog baie meer aan die kom. So Magaliesberg, ek dink ons gaan Magaliesberg eers klaar maak, en dan, so dit gaan 'n paar episodes wees, 'n hele paar episodes, en as ons klaar is met Magaliesberg, en ek poort dan natuurlik, dan tackle ons die volgende ene, en ek is nou so opgewonde, ek kan nie eens onthou, ek kan nie eens dink waar ons volgende begin, jy weet, Swart Riggens lê nog daar, Koster, ons kan Koster toe ry, ons kan, daar's so baie plekke wat ons graag wil doen, en vir julle wil wys. So hou hierdie spasie dop, maar vir eers gaan ons werk aan hierdie hele reeksie oor Magaliesberg. Sien julle by die volgende video. Moenie laat ek vir julle wag nie. Asseblief, jy weet wat om te doen, onder op hierdie kanaal, sluit aan, subscribe, en daar so 'n klokkie, gaan skiet daai klokkie so, peting, skiet hom, so peting, skiet hom so, ja, laat jy kan sien wanneer kom die volgende video uit, jy moet dit nie mis nie, en volg ons webadres www.padlangsdeurdiersa, een hele lange woord, padlangsdeurdiersa.co.za. Jy kan ons ook makliker gaan jou skryf by www.amsa.co.za, en dan as jy daar kom, dan kan jy ook sommer net na die Pad Langs bladsy toe gaan, ons daar kry. YouTube kanaal, julle weet waar ons te kry, Facebook, daar's 'n Facebook kanaal ook, Pad Langs Deur die RSA, gaan soek ons daar op, stuur boodskappe, gesels lekker saam. Van die volgende, sal ek nou maar sê, trip af, gaan ons Facebook bladsy dan nou link, so elke keer wat ons aandoen by 'n plek, sal dit dan nou sê, ons het sopas daar aangedoen, dan gaan ons so 'n bietjie inligting deurgee, en so 'n bietjie beeldmateriaal met julle deel, om julle lus te maak vir die YouTube wat kom. Nou toe, ek hoop jy het 'n lieflike tyd, en wees op die uitkyk, byt vas, episode 2 van seisoen 1 is alreeds in die werking. Tot volgende keer, bye bye.